Die twee verse. Terwyl ons die woord van die Here oop het voor ons, kom ons raak net stil voor die Here. Here, ons kom vra dat U nou ons gedagtes sal kom bind. Alles wat hier in ons gedagtes kan aangaan om ons aandag af te trek van dit wat ons vermoere hiervoor is. En dit is om te kom luister na die woord. Dit wat U die Vader hart het vir ons, wat in hierdie twee verse wat ons gaan saam lees opgeteken is, maar ook in hierdie hele gedeelte. Here, want dit is die leiding wat ons nodig het vir ons in ons lewens. En U woord is die waarheid. En daarom is ons hier vanmôre om na hierdie waarheid te kom luister. Dankie dat ons vanmôre kon opgestaan het. Al was dit koud, maar Here, ons kon klaargemaak het en net toe gekom het. En nou bid ons, Here, dat U ook dan so deur die woord met ons werk en met ons praat. Want Here, dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan oor U en wat U in ons lewens dan wil bereik. Ons bid so, Here, vir hulle wat siek is, wat nie vanmôre hier kan wees nie. Here, daar is soveel name op ons gebedslys vir siekes. Daar is ook name vir ander sake. En Here, mense is verhoed vanmôre om saam te kan kom. Vir hulle wat ook gekies het om nie te kom nie. Here, ons wil bid dat die Vader hart ook in hulle harte sal wees. Here, ons bid vir ons gemeente. Ons bid, Here, dat U vir ons sal kom seën met insig en wysheid en kennis van die woord, maar ook, Here, dat dit werklikheid sal word in ons elkeen se lewens, sodat ons ook die Godgegewe taak vir hierdie gemeente ook kan volbring. Want Here, as ons nie daarmee besig is nie, dan kan ons eintlik net ophou. En daarom bid ons, Here, dat U sal voorsien in alles wat ons nodig het, sodat ons as gemeente ook dan hier in Belfast en in die omgewing kan funksioneer, soos wat U wil hê ons moet funksioneer. Dankie dat ons hierdie paar oomblikke kan stil word voor U nou. Dankie dat ons kan weet, Here, U is in ons midde, want U sê dit vir ons en ons glo dit. Dankie dat ons die woord het wat ons kan lees in ons eie taal. Dankie dat ons, soos dit in die oorspronklike manuskripte dan ook dan vir ons opgeteken is, so 'n direkte vertaling kan hê en vandag nog kan gebruik, sodat ons nie wegdwaal van dit wat U oorspronklik bedoel het nie. En nou bid ek, Here, vir 'n eenhorigheid vir die woord en saam met U in gemeenskap, sodat U verheerlik mag word vanmôre en dat U vir ons sal toerus vir ons roeping wat U ook op ons geplaas het. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons skriflesing is dan uit Deuteronomium hoofstuk 10. Ons gaan net daardie twee verse saam lees. Ek wil u vra om dalk vanmiddag as jy tydjie het, hierdie hele gedeelte te gaan lees daar by die huis. Dit is kosbaar, maar vir die doel van die boodskap wil ek net hierdie twee verse saam met u lees dan ook vanmôre. Deuteronomium 10 vers 12 wat sê, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel, en om lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart, en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die Here, en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Net tot sover in die wonderlike woord van die Here. Deuteronomium is 'n boek wat eintlik een toespraak saamgevat het, en dit was Moses se laaste toespraak wat hy aan die volk gegee het, voordat hulle nou die beloofde land sou ingegaan het. Dit is ook 'n opsomming van die gebeurtenisse reg deur die woestyn van 40 jaar. En ek wil vanmôre die aandag fokus
op die woorde wat daar in vers 12 vir ons opgeteken is. En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou? En in hierdie 2 verse is daar 5 elemente wat Jesus dan, wat die Here vir ons dan nou noem, wat hy van sy volk geëis het. En ek wil dan met u praat 5 elemente wat God van ons eis. Soos ek gesê het, Deuteronomium is 'n boek wat geskrywe is met die laaste boodskap, die laaste opdragte van Moses aan die volk. Dis net voor Moses gesterf het en die volk weer saam met Josua dan die beloofde land kon ingegaan het. Hierdie brief bevat die samevatting, sal ek sê, van die reis van die volk deur die woestyn. Vandat hulle daar in Egipte in slawerny was, waar hulle geroep het na die Here en die Here hulle gehoor het en hulle verlos het uit Egipte, waar hy hulle ingelei het in die woestyn, waar hy vir hulle die 10 gebooie gegee het, waar hy vir hulle die tabernakel gegee het, en vir 40 jaar het hy hulle bewaar binne in daardie woestynland, totdat hulle met die beloofde land ingegaan het. Dit was Moses se samevatting van al die gebeure, en hy gee dit net weer vir hulle. En die doel was, hy wil hulle kom herinner het aan wat, of die pad wat die Here met hierdie volk gestap het. Onthou, van hierdie mense was gebore gewees in die woestyn. Daardie geslag wat uitgetrek het gesterwe in die woestyn. Daar was van hulle wat jong was, wat uitgekom het en saamgegaan het. En nou kom daar 'n nuwe era vir hierdie volk, die beloofde land, na hierdie 40 jaar. En hulle word net almal weer herinner aan hulle lewe daar in Egipte, daar waar hulle in slawerny was, en die omstandighede wat daar ook dan gebeur het. Hy herinner hulle aan, toe hulle by die berg Sinai gekom het, waar die Here dan ook sy wet vir hulle gegee het. En hoe die Here hulle in hierdie tyd gedra het vir 40 jaar, tot waar hulle nou is. Hy herinner hulle ook aan hulle opstandigheid teen God. Nou in hierdie gedeelte is daar 'n herroep tot eenheid in God, om God weer te kan dien opreg. En daarom kom die Here met hierdie 5 eise, hierdie elemente wat hy vir sy volk gee, sodat hulle hom weer kan dien, soos wat hy wil hê, hulle moet hom dien. Nou soms het ons dit ook nodig om so 'n bietjie herinner te word wat die Here vir ons al gedoen het. Waar ons verlore was, slawe van die sonde, en ons geroep het na die Here, en die Here gekom het, en ons siel uit genade gered het, vir ons die sekerheid kom gee het, dat ons kind van God is, waar hy ons uit die moddersluise van die wêreld kom haal het, en op die rots Jesus kom plaas het, moet ons bietjie net weer kom herinner aan dit wat hy vir ons daar gedoen het, en van daar af die pad wat hy met ons gestap het, terwyl ons in hierdie lewe is. Mense is so geneig om altyd net die negatiewe te kan onthou, en ons vergeet die positiewe dinge van die Here. En dan ervaar ons dat hierdie negatiewe dinge ons altyd net meer en meer wegtrek van die Here af. Nou laat my so dink, ons is op hierdie pad met die Here, en ons wandel saam met die Here op hierdie pad, en baie keer kom ons op 'n afdraaipaadjie, en ons raak so bietjie verdwaal. Vanmôre kom die Here met hierdie herroep, hernuwe oproep, as ons dit so kan stel, tot 'n nuwe verbintenis tot hom. Elke kind van God het hierdie herroepe nodig in ons lewens, sodat ek my weer kan verbind tot God. Ons vind in hierdie 2 teksverse hierdie 5 elemente wat God van ons eis. En ek gaan dit gou vir u noem. Die eerste is om God te vrees. Die tweede is om te wandel in God se weë. Die derde is om God lief te hê. Vierde is om diensbaar te wees vir die Here. En die 5de is gehoorsaamheid aan God. Dit is baie interessant hoe hierdie inverdeel is en opverdeel is, en hoe die Bybel dit vir ons gee, dat dit begin met die vrees van God. Die eerste is om God te vrees.
En dit eindig aan gehoorsaamheid aan God. En in die middel staan ons liefde vir God. Die liefde van God en die liefde vir God sal altyd in die senter staan van enige verhouding. Sonder die liefde wat ons het vir God, gaan ons hom nie vrees nie. Sonder die liefde vir God, gaan ons hom nie opreg kan volg nie. Sonder die liefde vir God, kan ons hom nie dien met 'n eerlike hart nie. Sonder die liefde vir God, kan ons nie gehoorsaam wees aan sy weë en sy woord nie. Liefde vir God is daardie gom wat ons verhouding met Jesus saambind. Daarom is dit ook in die senter van hierdie 5 elemente dan opgeteken. Kom ons kyk so 'n bietjie vanmôre na hierdie tema, die 5 elemente wat God van ons eis. En ek gaan dit nou gee soos dit in die vers van ons na vore kom, laat God se eis heel eerste om hom te vrees. Om God te vrees. Vers 12 sê, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees. Die vrees van die Here is daardie eerbiedige ontzag wat ons vir hom het. Want ons is dit aan hom verskuldig, omdat hy die Here is. Omdat hy die skepper God is. Dus hy is die ene wat vir ons die weg na die ewigheid oopgemaak het. Hy is die ene wat ons wil deurdra dag vir dag. Dit gaan gepaard met kennis van God. Die vrees van God gaan saam met die kennis van God. Ons sien dit in Spreuke 1 vers 7 wat sê, die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Hoe meer kennis ons oor God inwin, hoe meer vrees gaan ons vir God hê, hoe meer eerbied gaan ons vir God hê, hoe meer gaan ons hom sien as hierdie heilige God. Hy word verheerlik, ek moet minder word, hy moet meer word. Die Engelse vertaling in die Amplified sê, the fear of the Lord, that is worshiping him and regarding him as truly awesome, is the beginning and the preeminent part of knowledge. Die kennis wat ek van God het, nie wat ek dink ek van God het nie, maar wat die Bybel my leer van God, daardie kennis gaan die vrees van God in my ontwikkel. En so kan ek God vrees. En daarom eis die Here dat ons hom sal vrees met die kennis van die woord van God. Sonder kennis van God kan daar nie respek en eerbied vir God wees nie. Dan kan ons net so maak soos die wêreld met die Here maak. Hulle breek hom af as niks. Hulle praat van hom as niks. Maar hy is 'n heilige God. En daarom het ons die kennis nodig van die Here. Die Amplified sê verder in vers 7 hierdie woorde. Hy sê, but arrogant fools despise wisdom and instruction and self-discipline. Hy sê arrogant fools. Die Afrikaanse vertaling sê sotte, verag, wysheid en tug. Wanneer ons die kennis van God verwerp, deurdat ons nie ophou met die woord van die Here nie, ons lees dit nie meer nie, ons vorm ons eie opinies oor die Here, sê die woord, ons is sotte, want ons het nie die ware kennis van God se woord nie. Ons kan ook nie die woord vat en dit maak soos wat ons wil met die woord nie. Daarom moet ons altyd binne die konteks van die woord dan bly. Want sotte verag die wysheid en die tug van die Here. Sien, die tug van die Here gaan ook saam met sy wysheid. Ons sien ook in Psalm 111 vers 10. Die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid. Die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Die kennis wat ons van God af opdoen, wat my wysheid gee oor die Here, gee vir my die vrees van die Here. Almal wat dit beoefen,
beteken Bybelstudie, om opbou met die woord van die Here, om opbou deur die verkondiging van die woord van die Here. Hy sê dit wat dit beoefen, het goeie verstand. 'n Sot verwerk die woord van die Here. Die vrees van die Here is die begin van 'n mens se verhouding met God. Daar is nie 'n ander begin as om 'n vrees vir God te ontwikkel nie. En die vrees van die Here is kennis van God. As daar nie 'n liefde vir die Here is nie, gaan daar nie 'n begeerte wees om meer van die Here te leer nie. Jy sien weer die middel, die liefde vir God. Daarom God eis dat ons hom sal vrees. Die tweede een is God se eis om in sy weë te wandel. Vers 12 sê vir ons, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om in al sy weë te wandel? Die disippels, die jong seuns wat nou rabbies wil geword het, hy word 'n disipel van 'n groot rabbi, leermeester. En hy moet so naby aan daardie rabbi lewe, dat wanneer hy besig is om te stap, te wandel, en hy volg hom, moes die stof wat daardie persoon opskop op hom geval het. Dis hoe die disippels met Jesus gewees het. Dis wat die Here verwag van ons. As ons die Here wil volg, moet ons hom in al sy weë volg. Nie af daai paadjies vat en dink ons is nog op die weg van die Here nie. Reg deur die Bybel word 'n lewe van wandel met geloof ook beskryf. Geloof en 'n wandel met God is dieselfde, want ons lewe in geloof met die Here. 'n Paar tekverse wat ek graag met u wil deel. Efesiërs 4 vers 1 is tog. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, dis Paulus wat skryf, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ons moet die Here se weg in sy weë wandel waardig. Ons vrees God met die kennis van God en ons lewe waardig vir die Here. Efesiërs 5 vers 2. Wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike gee. Behalwe om waardig te wandel, moet ons in liefde wandel. Liefde vir Christus eerste en ook liefde vir mekaar. Efesiërs 5 vers 8 wat sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Waardig, liefdevol en in die lig. Moenie in die duisternis wandel nie. Moenie bybedoelings hê met wat ons doen vir die Here nie. Dan Efesiërs 5 vers 15 wat sê, pas op, dat julle nougeset wandel, baie naby in die Here wandel. Nie as onwyse nie, maar as wyse. Die wysheid van God moet ons hom volg. Net hierdie 4 gedagtes in die vers. Ons moet waardig die Here in sy weë wandel. Liefdevol, want hy het vir ons gewys wat dit is, omdat hy kruis toe gegaan het. Ons moet in die lig wandel, daar moet nie bybedoelings wees nie. En ons moet die wysheid van God navolg. Om te wandel in die Here se weë behels, om te begin met 'n stap van geloof. Deur op Christus te vertrou en ons aan hom oor te gee. Ons moet 'n oorgee aan Christus wees. Ek word minder, hy word meer in my lewe. Maar dit lei tot 'n daaglikse gemeenskap met hom, terwyl ons saam wandel op hierdie weg wat hy vir ons beplan het. Dis 'n wandel met Christus. 'n Wandel met Christus behels om vorentoe te gaan. Nie terug te gaan nie, nie stil te staan nie, maar om vorentoe te gaan in die lig van Christus, met die wysheid van Christus, met die liefde van Christus. Dit behels om 'n balans te hê in ons geloof, in ons werke, in ons karakter, in ons gedrag, in ons aanbidding en ook in ons diensbaarheid. Die Here eis dat ons in sy weë
sal wandel. Die middelste gedeelte, God se eis is om hom lief te hê. Heel eerste gebod is, ons moet hom lief hê. Verse 12 sê weer, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God lief te hê. Eenvoudig net God lief te hê. Nou ons sien in hierdie hele gedeelte 6 keer waar Moses praat van om God lief te hê. En hy verwys na God se liefde na ons toe. Deuteronomium 10 vers 15 sê hy, maar net aan jou vaders het die Here 'n welgevallige gehad om hulle lief te hê. Onthou, Moses praat hier met die volk, die nuwe geslag, wat nou moet verder gaan. Hy sê, God het aan jou vaders, het hulle welgevallig gehad. Hy het hulle geroep gehoor, omdat hy hulle lief gehad het. Deuteronomium 10 vers 19. Daarom moet julle die vreemdeling lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipte. Toe hulle daar in Egipte was hulle vreemdelinge gewees. As ons so 'n bietjie terug kan gaan, waar kom die volk Israel vandaan in Egipte? In Josef se dae het sy broers hom so gehaat, dat hulle hom verkoop het aan vreemdelinge. So het hy opgeëindig in Egipte. En so het hy groot geword in Egipte. Maar hy het so 'n mooi gesindheid gehad, dat hy vereer was naderhand, en het hy tweede bevel geword, nadat al hierdie lelike goed met hom gebeur het ook daar. En die Bybel sê, dat hy was 'n pa vir Farao, en hy het Farao geleer in die weë van die Here, en hy was gerespekteer, en toe sy pa Jakob en sy broers kom met die droogte gekom het om kos te kom haal, en hulle het gehoor, Farao het gehoor dat sy familie het hulle vir hom 'n stuk land gegee om gratis in te bly, en hulle het daar gebly. Hulle was vreemdelinge in Egipte, en hulle was daar geliefd ontvang. Nou moet hulle onthou, julle gaan nou in 'n beloofde land in. Julle moet ook daar die vreemdelinge wat daar is, moet julle ook lief hê. Die liefde gaan oor gehoorsaamheid ook. Deuteronomium 11 vers 1. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, en altyd sy ordeninge, sy insettinge, sowel as sy verordeninge en sy gebooie onderhou. Liefde vir God word gekoppel aan ons gehoorsaamheid aan hom. Dan is daar voorwaardes. Kyk wat sy voorwaardes sê die woord van die Here vir ons. Deuteronomium 11 vers 13 en 14. Hy sê, as julle dan goed luister na my gebooie, wat ek julle vandag beveel, om die Here julle God lief te hê, en om te dien met julle hele hart, en met julle hele siel, dan sal ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reën en laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel. Die Here sal voorsien, wanneer ons hom opreg lief het. Opregte liefde, dis die voorwaarde vir God, dat hy vir ons soveel liefde wil gee. Deuteronomium 11 vers 22 en 23, want as jy ywerig al hierdie gebooie hou, wat ek julle beveel, om dit te doen, deur die Here julle God lief te hê, in al sy weë te wandel, en aan hom aan te hang, dan sal die Here al hierdie nasies voor julle uitdrywe, en julle sal groter en magtiger nasie as julle uit hulle besittings verdrywe. Wat die Here vir hulle sê, moenie vrees vir hierdie magtige nasies in die beloofde land nie, want ek gee dit vir julle. Maar as julle aan my gehoorsaam is, as julle my so ontsaglik lief het, sal ek hulle uitdryf, weg van julle af. Die vrees van God is daardie eerbied, daardie respek wat ons aan hom toon, uit 'n liefdevolle, respekvolle hart, wat uit ons harte na hom toe gaan. Dis wat ek vir die Here voel, dis hoe ek vir hom doen. Die vierde gedagte, God se eis, om God te dien. Die Here sê daar vir ons in vers 12,
En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te dien met jou hele hart, met jou hele siel. Die woord dien wat daar staan, beteken om te werk, om te doen, om te dien, om die Here te dien. En hoe dien ons die Here? Ons dien mekaar, met die gawes wat God vir ons gee. Nou hoe wil die Here hê ons om dien? Hy sê, met jou hele hart en met jou hele siel. Met jou hele wese. Dit kan nie 'n halfhartige poging wees om die Here te dien as ek so voel nie. Dit is 'n totale oorgawe aan die Here. En dit word bepaal deur my liefde vir Christus en my vrees vir Christus. En hoe ek die Here dan wil dien. Hierdie vers verwys na die hart en die siel van die mens. Hy sê met jou hele hart en met jou hele siel. Die hart is ons gedagtes en ons verstand. Hoe ons dinge verstaan. Hierdie hart is hoe ons werklik waar voel oor die Here. Daarom het ons daardie kennis en wysheid nodig van die Here om ons te kom suiwer hier in ons gedagtes, ons geestesharte. Dis 'n innerlike oorgawe aan die Here. Nie net 'n uiterlike ding nie. Dit het niks met uiterlike te doen nie. Dit gaan oor hoe ek dinge oordink en hoe ek dinge verstaan. Dit is die hart hier binnekant wat gesuiwer moet word deur die bloed van Jesus Christus. Dit is 'n hart wat nie sy eie belang soek nie. Die siel van die mens verwys na wie ek is. My persoonlikheid, my karakter, my wil. Met jou hele siel. Wat ek wil doen. Ons moet oorgegee wees aan God se wil. En ons wil kan nie oorgegee wees aan God se wil as ons nie die wysheid en die kennis het van God nie. Om die Here te dien met 'n hart en 'n siel en 'n wil wat nie gereinig is nie, is 'n valse aanbidding. Die Here kom roep ons opnuut weer om ons harte, ons motiewe, ons bedoelinge te gaan ondersoek in die lig van sy woord, sodat ons hom kan dien met ons hele hart en met ons hele siel. Die Here eis dat ons hom sal dien op daardie manier. En dan die laaste ene wat die Here vir ons gee, God se eis is om God te gehoorsaam. Deuteronomium 10 vers 12 en 13 wat vir ons sê, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as, om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel. Hierdie woord om te hou, beteken om in veilige bewaring te hou. Dit is soos wanneer 'n mens 'n kosbare juweelstuk, iets wat baie duursaam is, 'n edelmetaal, in veilige bewaring wil gaan plaas. Dit moet so bewaar word, dat geen skelm dit kan kry nie. Die goeie die gebooie van die Here, skuis tog in sy woord, sy wette, sy wil en sy woord moet ons bewaar. Dit beteken nie ons moet dit gaan wegsluit in 'n kluis en vergeet daarvan nie. Ons bewaar dit juis wanneer ons die kennis en die wysheid van God kry, hier in ons gedagtes oordink en waar ons keuses maak in ons verstand en ons wil verander word om te wil wat God wil hê. Dit is hoe ons dit bewaar. Om te kan bewaar beteken dat ons God se woord ons eie maak. Dat ons God se wil ons wil maak. Die Here se eis aan ons vandag, as sy kinders, as u gered is dit aan u. Dat ons toegewy sal wees aan sy opdragte. En ons sien dit in hierdie eise wat die Here aan sy volk gestel het, wat na ons toe ook kom vanmôre. Dat God eis, dat ons hom sal vrees, dat ons in al sy weë sal wandel, dat ons waarlik hom sal lief hê, dat ons hom opreg sal dien met ons hele hart en met ons hele siel, en dat ons al sy wette, sy leringe ons eie sal maak. Die rede
waarom die Here hierdie eis vir sy volk gegee het, voordat hulle nou die beloofde land ingaan, is daar 'n rede hoekom die Here dit gee. Hy gee hierdie eise, en die rede gee hy in verse 13. Hy sê daar, dat dit met jou goed kan gaan. Liewe vriende, ek dink ons almal smag na vreugde, na vrede, na 'n gelukkige lewe. En ons het dit nie. Die Here stel vir ons hierdie eise. En hoekom stel hy dit vir ons? Sodat dit met ons kan goed gaan. Dis sy belofte aan sy volk. Hulle gaan 'n beloofde land ingaan, maar dit gaan nie maklik wees nie, want daar is ander nasies. Daar is heidene. En die Here het gesê, ek sal hulle voor julle wegdrywe. Maar hierdie eise stel die Here vir hulle. Vrees God. Wandel in sy weë. Waarlike liefde vir God. Opregte diensbaarheid aan die Here. En gehoorsaamheid aan God. Soek die Here. Soek sy wil. Soek dit wat God vereis van ons in ons lewens. Mag die Here vir u kom seën ook daardeur. Amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre na u eise kon kyk. Hierdie 5 gedagtes, hierdie elemente wat vir u belangrik is vir ons lewens. En Here, op die einde, sodat dit met ons kan goed gaan. Wat 'n wonderlike God is U net nie. Om vir ons te wil kom seën elke dag. Ons kom loof en prys U wonderlike en heilige naam. Here, ons bid ook nou, die seën af op die nagmaaltafel. Here, ons wil nou gaan aansit, het na die woord geluister. Nou wil ons harte voor U kom oopstel. Ons wil kom sê, Here, waar U nou met ons gepraat het, kom maak nou reg met ons. Want ons wil met U reg maak. En ons wil met 'n oop hart. Ons wil voor U kom sit aan tafel met 'n liefdevolle hart vir U. En ons wil U opreg kom dien, Here, in gehoorsaamheid. Seën dan nou, Here, ook die tafel wat vir ons wag. Amen. Vriende, ek